Psalm 34. So Psalm van Dawid toe hy hom kranksinnig gehou het voor Abimelech en die hom weggejaag het sodat hy heen gegaan het. Ek wil die Here altyd loof, sy lof sal altyd deur in my mond wees. My siel sal hom roem in die Here, die ootmoedige sal dit hoor en bly wees. Maak die Here saam met my groot en laat ons saam sy naam verhef. Ek het die Here gesoek en hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered. Hulle het hom aangesien en gestraal van vreugde en hulle aangesig hoef nie rooi van skaamte te word nie. Hierdie ellendige het geroep en die Here het gehoor en hy het hom uit al sy benoudhede verlos. Die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Smaak en sien dat die Here goed is. Welgeluksalig is die man wat by hom skuil. Vrees die Here oor sy heiliges, want die wat hom vrees het geen gebrek nie. Die jong leeu's ly armoede en het honger, maar die wat die Here soek het geen gebrek aan enigiets nie. Kom kinders, luister na my, ek wil julle die vrees van die Here leer. Wees die man wat lus het om die lewe, wat daar lief het om aan die goeie te sien. Bewaar jou tong vir wat verkeerd is in jou lippe, dat hulle nie bedrog spreek nie. Wyk af van wat verkeerd is en doen wat goed is, soek die vrede en jaag dit na. Die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle hulp geroep. Die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners om hulle gedagtenis van die aarde af uit te roei. Hulle roep en die Here hoor en hy red hulle uit al hulle benoudhede. Die Here is naby die wat gebroken is van hart en hy verlos die wat verslae is van gees. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar hy die almal red die Here hom. Hy bewaar al sy bene, nie een daarvan word gebreek nie. Die onheil maak die goddelose dood, en die wat regverdig haat, moet daarvoor boet. Die Here verlos die siel van sy knegte, en almal wat by hom skuil, hoef nie te boet nie. Prys die Here. Ja, ons het 2 weke terug praat oor depressiwiteit, en dit wat vanmôre 'n bietjie daar aanhang, is vrees. Ons moes die Paasnaweek tussenin inpas. Maar vrees is 'n verskriklike ding. Louise wys my in die week 'n uitknipsel of 'n ding van 'n vrou en haar man wat na 'n hotel gegaan het en 4 verdiepings hoog moes hulle gaan om 'n slaapplek te kry. En die man klim in die huisbak en die vrou sê nee, ek loop op die trappe op. Toe hulle bo kom, toe vra hy vir haar, wat is die probleem? Toe vertel sy dat toe sy 'n jong dogtertjie was, het sy onder 'n ouma se trap gespeel en daar's speelgoed daar binne en haar tannie kom verby en sy klap die deur toe en sy weet nie sy is binne en daar oorval hy, geweldige angs haar. En van toe af is sy bang, sy claustrofobie en sy kan nie enige iets reg doen nie. As sy moet 'n trap klim, dan is sy bang. As sy moet loop, dan is sy bang. En toe kom die man na haar en hy sê, hoorie, ek is 'n kind van God en die gees wat jou bind, is die gees van angs. En hy lê sy hand op haar en hy bestraf die gees van angs. En daar wyk dit. En toe hulle weer afgaan, kyk hy haar gaan die trappe loop, sy klim in die huisbak en sy ry af met volle vreugde en vrede. Dis hoe die Heilige Gees werk en dis hoe die bloed van Jesus werk. Vrees is 'n ontsettende ding. En ek gaan so 'n bietjie daarna kyk en daar's baie meer om te sê. Ek het 'n bundel oor vrees as jy dit dalk wil hê wat geweldig diep gaan op die dinge. Maar wat is die oorspronge van vrees? Waar kom dit vandaan en hoekom is dit daar? Die punt is dat deur Adam en Eva se sonde het die dimensie van vrees vir die mens oopgegaan. Deur Adam en Eva se sonde, ek kan net die ding aansien. Toe daar 'n dimensie van vrees opgegaan, dat dit nie bestaan voorheen op die aarde nie. So daardeur is die mense en die mensdom op 'n snelweg van kommer en vrees ingelei. En daar is geen mens wat nie in vrees gebore word nie, net so sonde. Die hele aarde word omhul deur 'n atmosfeer van vrees. En alle mense word daarin gebore, kommernis en al daardie dinge. Die meeste mense op aarde
is ook voortdurend in 'n web van vrees vasgevang. Dis verskriklik om te sien as mens met berading werk, hoe baie mense in die web van vrees gevang is. Vrees oor allerhande dinge. Ek gaan nou nie die name van fobie en goeders noem nie, dis glad nie belangrik nie. Maar die meeste mense weet nie hoe om vry te kom van hierdie aaklige web nie. Ek self het in vrees groot geword. Geweldige vrees. Daar was spookstories aan ons vertel en ons het in huise gebly waar geeste gewerk het en beweeg het en ons het net vrees geken totdat die Here my vrygemaak het. So die mense weet nie om vry te kom nie. En ons sê Spreuke 29 vers 25, die vrees vir 'n mens span 'n struik. Vrees is 'n struik wat mense vang. En ek wil dit bietjie verduidelik. Hoe lyk hierdie web wat Satan span om vrees by mense in te boesem en hulle vas te hou? Daar is 'n web wat die duiwel het, bose geeste en demone en selfs die wêreld, om mense in 'n web van vrees vas te hou. En dit is hoe hy lyk. Ek het nie al die goed hier opgesit nie, want daar is nie genoeg sulke spasietjies nie. Maar daar is dinge wat mens vasvang in 'n web van ongegronde angs en vrees. Mense vrees vir goed wat nie bestaan nie. Die Bybel praat baie daarvan. Daar's goed wat nie bestaan nie waarvoor hulle vrees. Mense hardloop weg vir donker en allerlei dinge. Dan is daar die web wat haat en bindings van haat en ander emosies om jou siel bind en jy word gevang in die web van vrees. Daar is aggressie. Aggressiwiteit in 'n mens is 'n teken dat jy bang is. Aggressie is 'n verdedigingsmeganisme wat vir mense sê, moenie te naby my kom nie. Ek het seer gekry, ek is bang ek val, en ek is bang vir mislukkings, en daarom hou ek op afstand deur aggressie. 'n Man wat aggressief is 'n bang man, of 'n vrou, wie ook al dit is. Aggressie is 'n vorm van vrees. Afskeiding, mense is bang tussen ander mense. Hulle wil net altyd alleen wees, eenkant wees. En Spreuke sê van 18 vers 10, hy wat hom afskei soos sy eie begeertes, hy bestry alles wat waarlik tot voordeel strek. Maar mense wil eenkant wees, want hulle is bang mense sien hulle swak plekkies raak en hulle foute en so meer. Daar is die gevare in die lewe wat vrees inboesem by mense, wat natuurlike vrees is, daar is sulke vrees. En gevare kan, as mens na die slagveld gaan en jy is 'n soldaat, gaan jy beslis vrees. Moenie sê jy vrees nie. Dan is daar mense wat mense bedreig en mense raak bang. Daar's mense wat bang is om werk toe te gaan, want die baas is 'n lelike mens en hy verprap ons. Daar's baie sulke dinge in die lewe. Ek noem maar net hier en daar iets. Maar mense kan vrees by ander mense inboesem. Daar's party paas of maas wat so verskriklik te kere gaan. As 'n mens dink aan die dwelmmisbruik by ouers, drankmisbruik wat kinders vernietig. As die tyd kom dat die pa moet huis toe kom, dan begin die kinders bewe en probeer wegkruip. Dit is vrees wat ander mense op mense bring en so meer. Daar is die gevolge van trauma. En mense vrees voor die tyd al vir trauma. Daar mag iets met my gebeur, daarom nie dit of dat nie, ek wil nie so toe gaan of so nie. Trauma veroorsaak vrees. Dan is daar emosionele wonde in 'n mens se siel, wat vroeg in jou lewe al plaasgevind het. Soos hierdie dame wat nou in daardie hokkie toegemaak was. Dit het haar lewe lank vrees in haar ontketen en angs. En totdat die Here haar vrygemaak het. Daar's baie sulke dinge. Dan is daar bekommernis. Mense bekommer hulle oor niks, oor dinge wat nie bestaan nie. En God sê moenie bekommer nie. Die laaste wat ek wil noem is verwerping. Daar's mense wat aan verwerping ly. En dit bring ook baie soorte van vrees in 'n mens se lewe. Verwerping is 'n verskriklike ding in 'n mens se lewe. Ek wil nie op die goed nou uitbrei nie, want ek wil konsentreer op vrees. Maar
Net 'n paar aanhalings wat ek vir julle wil lees en voorhou. Daar is niks in die lewe om te vrees nie, sê Madame Curie. Dit moet slegs verstaan word. Dis tyd om meer te verstaan en minder te vrees. Hierdie Madame Curie was die vrou wat radium ontdek het per ongeluk. En sy was 'n fantastiese mens geweest. Sy het nie bang wees nie. Vrees veroorsaak verlies aan beheer. Daar's baie mense wat so vrees hulle niks kan doen nie. Hulle sit en beheer vir alles. Raak depressief daarvan. Nou die volgende is wat ek uitgedink het, 'n gemaksone word omhul deur vrees. As jy in 'n gemaksone ingaan, maak nie saak wat nie, is daar vrees wat jou daarin vat en dit omhul jou in jou gemaksone. En dit is, ek dink ek kan dit bewys ook. Is iemand wat sê, nothing kills you faster than your own mind. Don't stress about things that are not under your control. Dit beteken ons moet vrykom en ons moet beheer neem oor ons eie siel, ons eie lewe. En hoe doen ons dit? Deur die woord van God en die Heilige Gees. There can be no initiative if one has fear. And fear compels us to cling to tradition, gurus, etc. Of jy weet wie dit gesê het. Dis nie mense wat die Here ken as Bruce Lee gewees. Hy sê as jy vrees, dan klou jy aan tradisie, kerke en so en gurus, groot mense, meesters, wat jy dien, want jy is bang om alleen te wees. So, dit is 'n paar aanhalings van vrees, maar Spreuke 23 sê, want soos hy in sy siel bereken, soos hy. Met ander woorde, die gedagtes en die emosionele toestand van jou siel bepaal wie jy is. En dit moet reggestel word by baie mense. Hoor wat sê hierdie ou. The fears we don't face become our limits. So jy word vasgebind, jy word beperk, jy kry bindings van vrees, wat jou so vashou dat jy nie kan wees wie jy wil wees, of jy moet wees nie. Ja, vrees het baie nagevolge, ek kan nie op alles ingaan nie, maar kom ons kyk net hierna, vrees, ongeloof en siektes. Vrees en geloof lei ons in die toekoms in, elkeen op sy eie pad, die een na 'n vervulde lewe, en die ander na 'n miserabele lewe, siekte en die dood. Geloof is die teenoorgestelde van vrees, maar nog iets anders ook. Maar geloof bring jou op die weg na die lig van die lewe en na God, na Jesus toe. Maar vrees bind jou en maak dit donker in jou lewe. 'n Onvervulde, miserabele lewe. So al wat die bose moet doen is om toegang tot jou liggaam te kry, vrees te plant en toe te kyk hoe die saad groei. So vrees veroorsaak meer as 14.000 bekende fisiese chemiese stresreaksies en aktiveer meer as 30 verskillende hormone en skadelike neurotransmitters. Ek wou nou 'n lang lys van die goed genoem het, maar koop die bundel en lees dit. Daar's geweldig baie hierin wat 'n mens moet weet om vry te kom. Daar's 1400 verskoon bekende fisiese en chemiese stresreaksies en aktiveer meer as 30 verskillende hormone en skadelike neurotransmitters, hormone soos kortisol en so. So, mens kan jouself so gelukkig maak as jy oorwinning kry oor hierdie dinge. Hierdie dinge kan jouself so skade doen en jou vernietig. Nou vrees, weet ons, is die sterkste negatiewe emosie. Die sterkste positiewe, sal ek nou vir jy noem. Satan is die oorsprong van hierdie vrees en is sy sterkste wapen teen die mens, om jou bang te maak. Daar self mense wat bang is om die Bybel te lees, of om 'n kind van God te wil word. Wat gaan die Here van my vat? Wat gaan hy aan my doen? Wat gaan ek verloor? Dan is hulle bang om 'n kind van God te word. Dis die duiwelse werk. Alle ander negatiewe emosies het hulle wortels in vrees. Dis goed bestudeer en is bewys. Elke negatiewe emosie het sy wortels in vrees. Daarom sê God, moenie vrees nie. Vrees is ook die teenpool van ware liefde. Daar's twee dinge wat teenoor vrees staan. Dit is ware, lewende geloof en goddelike liefde. Vrees is die teenpool van liefde.
Die mees basiese negatiewe emosie is vrees. Die mees basiese positiewe emosie wat 'n mens kan beleef is goddelike liefde. So sorg dat emosies nie jou liefde beheer nie. Ons mense se emosies en ons mense se liefde word beheer deur emosionele verstaan daarvan. Liefde is emosie. Maar as emosie jou liefde beheer, dan het jy 'n probleem. God se liefde word nie deur emosie bestuur nie. Dit word bestuur, wat ek hier reeds gewys het, deur integriteit. Jou karakter moet bepaal wat jou liefdesstandaard is en wat die funksies van liefde in jou lewe is. Jou karakter, integriteit. Die mens se liefde word deur emosie bestuur, hy self ook 'n emosie, maar God se liefde is gebaseer op sy integriteit, sy karakter en so meer. So vrees is die teenoorgestelde van liefde, die sterkste positiewe emosie in die mens. Die Bybel sê dit ook. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het nie volmaak word in die liefde nie. Waarvoor is jy bang? Waarvoor? Dan is die liefde geblus. Blus die liefde van God in jou hart en lewe en jou siel en verstand in jou hart, as jy bang is. Met ander woorde, die twee kan nie saam in een hart leef nie. Jy is of 'n vreesagtige mens, of jy's 'n liefde mens, wat deur God se gees beheer word. Nou ja, vrees dreineer verder alle geestelike krag en vernietig jou verhouding met God. En dit is die oorsprong van eensaamheid. Mense kerm heeldag, ek is so eensaam, ek is so alleen. Dis omdat jy vrees. Dis vrees wat dit veroorsaak. Liefde vervul jou lewe met alles wat jy nodig het om 'n vervulde mens te wees. Goddelike liefde het niks nodig van iemand anders nie, behalwe God. So, vrees as gevolg van 'n gebrek aan liefde, dit is in die praktyk so bewys. Praat van hierdie kindertjies wat bang is as pa huis toe kom. Wat gebeur in die aand met daai kind? Hy maak sy bed nat. Party kan nie slaap nie. Groot mense ook. Mense isoleer hulle self. Hulle skaam, trek terug, skuil af, gaan weg van ander af, van gevare af. Daar's mense wat soek na gesag en mag om hulle vrees te oorwin. Daar's onvermoë om liefde te aanvaar en om liefde te gee. Ons praat van ware liefde, maar ons praat ook van menslike liefde. Daar's 3 vlakke van liefde: erotiese liefde, broederliefde of naaste liefde, en dan agape, goddelike liefde. Die 2 laaste, filio liefde, broederliefde of naaste liefde en goddelike liefde, kan nie in 'n mens se lewe funksioneer as daar vrees is nie. So, aggressiewe optrede en krisisse word veroorsaak deur 'n gebrek aan liefde. Dan aggressie en verhoudingskonflik. As daar nie ware goddelike liefde is nie, dan is daar gedurig konflik in verhoudings. Maak nie saak met wie nie. Nou, kom ons kyk net na verdere manifestasies van vrees. Mense is bang vir die dood, vir die toekoms, vir onbekende situasies, allerhande ongegronde bangheid, donker geeste en so meer. Dis natuurlike vrees, maar dit is 'n ding wat jou lewe van jou af wegvat en wat jou in 'n hok sit van vrees. In hierdie web van die duiwel vang hulle jou. Daar's 'n ewige moegheid wat ook ontstaan, luiheid, onwilligheid, belangeloosheid, bekommernis, eetversteurings. Dis alles die gevolge van vrees, dat jy nie vry is nie, dat jy gevul is met die inhoud van ware liefde nie. Gaan lees 1 Korintiërs 13 en kyk, Romeine 8 vers 6 en 7. Die liefde is sterk soos die dood, sê hy. Geen mens kan liefde koop nie. Jy moet dit by God kry. En as jy dit het,
dan dryf dit die vrees na buite uit jou hart uit. Meeste psigosomatiese siektes het hulle oorsprong in die dimensies van vrees. Siektes soos spanning, depressiwiteit, maagsere, dikdarmprobleme, hartkwale en so meer. Dit is alles psigosomaties, dit kom uit die emosie, dit kom uit die siel, dit kom uit vrees. Die mens is so saamgestel deur God, want as jou brein reg funksioneer, dan is jou liggaam sterk teen siektes. So die vrees neem die hele mens oor en maak jou 'n slaaf. Spreuke 10 sê, waar die goddelose bang voor is, dit kom oor hom. Bang is vrees. En God sê, as jy bang is vir dinge, dan trek jy dit aan. Dis wetenskaplik bewys. Daar's fotografie wat die energievelde om jou kan lees en afneem. Hulle noem dit Kirlian photography, dis in Rusland ontwikkel. En hulle kan jou energieveld om jou afneem. Jou energieveld gaan tot 5 tree ver van jou af. Omhul dit jou. Daarom kan jy soms voel, is iemand nader. Maar hulle het afgeneem met die Kirlian photography en gesien dat die emosionele toestand van 'n mens wys wat die kleur van hierdie omhulsel om jou is. Hierdie uitstraling van die energie uit jou lyf uit. As jy byvoorbeeld siek is of as jy kwaad is, dan het dit 'n ander kleur. As jy bang is, het dit 'n ander kleur. En soos daar omtrent 10 kleure wat jou liggaam uitskei van frekwensie, vanuit 'n gees van vrees. Of as dit gesond is, dit andersom, né? 2 Petrus sê, ware mens deur oorwinning daarvan het ook 'n slaaf geword. Slawe van vrees, so kom hierdie wet van Satan so baie mense vashou. Hebreërs sê, en Jesus sê hierdie wonderlike woorde, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag het oor die dood, dit is die duiwel. En almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Die meeste mense op hierdie aarde, sodra hy begin verstand kry, begin hy bang word, wanneer gaan ek dood en hoe gaan ek doodgaan? Jesus sê, hy het gesterf, sodat jy nie hoef te vrees vir die dood nie. Die ongeredde mens sal vrees vir die dood, maar 'n kind van God moet vrede maak met die dood. Hy is nie by jou. Hy is op jou spoor van jou geboorte af. Hy is saam met jou op die lewenspad van jou geboorte af. So moenie bang wees vir die dood nie. Jesus sê, dis slawerny. Jy word 'n slaaf. Petrus sê dit ook. Waar mens deur oorwinning is, het jy 'n slaaf geword. Wat doen mense? Hulle soek 'n oplossing. Hulle gaan na dwelms toe. Hulle gaan na ander goed toe om hulle vry te maak, om hierdie vrees en dinge op te los in hulle stelsel. En dit werk nie. Want dan word jy 'n slaaf van iets anders weer eens. Maar wat sê God van vrees? Jesus sê, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer wat die liggaam sowel as die siel kan verderf in die hel. So God sê, moenie vrees vir die duiwel nie, moenie vrees vir mense, moenie vrees vir ongelukke nie. Vrees God. So hy wil ons in 'n ander dimensie inlei van 'n ander soort vrees wat ons gaan vrymaak. Lukas 12 sê, ek sê vir julle my vriende, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak en daar niks meer kan doen nie, maar ek sal julle wys wie julle moet vrees. Vrees hom wat nadat hy doodgemaak het, by magte is om in die hel te werp. Ja, ek sê vir julle, vrees hom. En dit maak mens vry. Wanneer jy daai vrees ontdek, maak dit jou vry. So, wat is Gods vrees? Ek het nog nooit in my lewe mense gekry wat 'n antwoord het van hoe werk Gods vrees nie. Gewone vrees, ja, ons hou daarvan, want dit is deel van ons lewe en ons verstaan dit, ons hardloop weg. Maar wat is Gods vrees? Wat is die antwoord? As iemand vir jou vra, wat is die vrees van die Here? Dit is so eenvoudig. Kyk net wat sê die Bybel daarvan. Spreuke 8 vers 13 sê, die vrees van die Here is om te haat wat sleg is.
Dis die vrees van die Here. Spreuke 14 sê, wie in sy opregtheid wandel, vrees die Here. Maar hy wat verkeerd is in sy weë, vrag hom. Romeine, want julle het nie ontvang 'n vrees van, of 'n gees van slawerny om weer te vrees nie. Ons kom uit die vrees dimensie na God toe, maar nou gaan baie mense terug, en Romeine sê, julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te gaan vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders deur wie ons roep Abba Vader. So God sê, die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Dit is so eenvoudig. Met ander woorde, dit gaan oor jou ingesteldheid van jou hart en jou siel en jou gees teenoor die een dimensie van die lewe en die ander dimensie van die lewe. Haat wat sleg is. Judas sê, die kleed wat met sonde bevlek is, moet ons haat. Dis dieselfde ding, sleg. So, as ons vrees, dan het ons die slegte lief. Dan het ons die godsvrees. Jy is grou gat vir jouself. Dit is nie reg wat mense aan hulle self doen nie. Dit is nie reg dat mens allerhande vrese koester en verby die vrees van God loop nie. Jy gaan nie die vrees van God ontvang as jy gaan bid en sê, Here, gee my u vrees nie. Jy gaan ook nie die vrees van die Here ontvang as jy net die Bybel lees en nie verstaan nie. Jy gaan die vrees van die Here ontvang as jy haat wat sleg is. Met ander woorde, jy moet in 'n dimensie gaan waar die slegte vir jou niks beteken nie. En wat is dit? Die hele wêreld is vol aantrekkingskragte van wat sleg is, plesier en allerlei dinge wat hulle aanbied. So gaan kyk myself daarna. Spreuke 2 sê, my seun, as jy my woorde aanneem, dis die eerste ding, my woorde is die wysheid wat praat, my gebooie by jou bewaar, sodat jy jou oor laat luister na wysheid, jou hart neig tot verstand, ja, as jy na insig roep, na die verstand jou stem verhef, as jy daarna soek soos na silwer en dit naspeur soos verborgde skatte, dan sal jy die vrees van die Here verstaan. Dis die ander dimensie. Haat wat sleg is, beweeg in hierdie dimensie in. Maak dit joune en gaan in die woord van God in en word 'n kind van die Here. En dan sal die Here hom met sy gees vervul. Dan sal jy die vrees van die Here verstaan. As jy net hierdie dinge joune maak, dan gaan jy 'n nuwe dimensie kan ingaan waar 'n ander soort vrees is wat jou vry maak en wat God in sy liefde in jou hart wil insit. Nou die mense wat hierdie dinge verstaan, word beskryf in Maleagi hoofstuk 3, toe het die wat die Here vrees met mekaar gespreek, en die Here het opgemerk en gehoor, en daar is 'n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die Here vrees en sy naam eer. God skryf in die hemel 'n boek vir mense wat hom vrees en wat sy naam eer. Openbaring praat van die oordeel, Openbaring 20 vers 15 en so aan. En sê, Johannes sê, ek het 'n groot wit troon gesien, en maar daarop sit voor wie sy aangesig die aarde en die hemel weggevlug is, daar is geen plek vir hulle gevind nie. En die boeke is geopen. Nie net een boek nie, daar kan 'n klomp boeke wees, en ek dink hierdie is een van hulle. Die boek van die mense wat die Here gevrees het. Dit bring jou naby aan God, dit bring jou in 'n verhouding met God. Nou Spreuke sê die vrees, in die vrees van die Here, die sterk sekerheid, ook vir die kinders van 'n sodanige sal daar toevlug wees. Die ouers moet ophou om bang te wees. Die vrees van die Here is 'n fontein van die lewe, om van die strikke van die dood af te wyk, en sê Psalm 116, my siel, keer terug tot jou rus, want die Here het goed aan jou gedoen. Jou siel moet rus, nie heeldag bewe van vrees. Dit kan gebeur, as ek in die straat loop, kan my doodry, of my kinders kan in 'n ongeluk beland, of hulle kan wegraak. Allerhande sulke dwaashede, sê God, laat jou siel na sy rus terugkeer. Jy moet vrede in jou hart hê. Jesus is die einde van vrees, daarmee sluit ek af. Lukas 4,
is die totale omvattende roeping van Jesus na die aarde. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees, om aan gevangenes, mense wat gebind is deur vrees en deur allerlei dinge, in vrylating te verkondig, en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur. Jesus wil alles vir ons doen. Hy wil alles vir ons gee. Maar wie is dit daar wat dit vat? Wie is daar wat dit oparm sê, Here, U wil, nie my wil nie. U dimensie wil ek leef, nie my dimensie nie. Mag die Here ons help om verstaan te hê, as jy nie die boodskap oor depressiviteit gehoor het nie, gaan kry dit, maar Amanda sal dit vir jou kan gee, as op YouTube ook. Jy kan net daar op YouTube skryf, Piet Schoeman, dan sal alles daar opkom. Of Siegen gemeente. Jy kan dit gaan kyk, jy moet daai boodskap kyk asseblief, saam met hierdie.